Gemeente, ons maak vanoggend die woord van die Here oop, soos ons dit dan ook kry in klaagliedere. Klaagliedere, daar gaan ons lees uit Klaagliedere 3 vanaf vers 22 tot 24. Klaagliedere 3 vanaf vers 22 tot 24. As jy dan ook nou die plek het, kom ons word net stil voor die Here en ons vra dat hy vandag met ons sal praat uit sy woord. Here ons God, wat 'n wonderlike voorreg om weer vanoggend u woord te mag oopmaak. Dat ons hier kan wees en met 'n verwagting kan kom om te luister na u stem as u met ons praat. Maak dit nou stil in elke een van ons harte. Daar waar daar soveel dinge aangaan in ons gemoed en ons gedagtes, waar ons soms so besig is met ons eie koppe dat ons nie altyd die stilte ervaar wat ons nodig het nie. Maar ek vra Here, maak dit nou rustig in ons harte, dat ons bewus sal wees van u teenwoordigheid. Maak ons harte ontvanklik vir u woord en laat elke woord wat ons vandag uit u Bybelse boodskap lees, werklik insink en 'n verskil maak in ons lewe. Ons is so afhanklik van u Here en u liefde, u teenwoordigheid, u genade en u bemoediging ook in moeilike tye. Daarom is en bly dit nou die gebed van elke een van ons harte. Spreek Here, u kinders luister. Amen. Klaagliedere 3 vanaf vers 22. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Tot sover ook ons skriflesing vanoggend. 'n Baie kragtige gedeelte uit die woord van die Here wat vir ons baie kan leer en so baie beteken. Vandag wil ek saam met u stap deur die boodskap van hoop in die moeiliker tye van ons lewe. Vandag wil ek praat oor wat om te doen as jy nie meer die hoop voel nie. Want, laat ons nou maar eerlik wees met mekaar. Daar's oomblikke wanneer selfs die sterkste gelowige voel, ek kan nie meer nie. Ek sien nie meer kans nie. Ek voel niks meer nie. Wat maak jy dan? Hoe hou jy aan as jy nie eers meer die krag het om te kan hoop nie? Vandag se boodskap is vir almal wat soms ook so moeg voel. Vir almal wat voel, hulle is aan die einde van hulle krag. Vir almal wat wonder of God hulle dan nog ooit raak sien. Hulle nog hoor en vir hulle nog omgee. Kom ons kyk saam na 3 dinge wat die Bybel ons leer as ons hoop begin weggooi. Ek dink die eerste en belangrikste punt wat ons hier moet raak sien is, dat ons moet erken ons het pyn. Ons moet erken vir die Here dat ons swaar kry en sukkel. En in die goeie Afrikaans is dit oukei om te erken jy sukkel. Die eerste ding wat ons moet doen as hoop begin verloor is maar net eerlik voor God te kan wees. Moenie voorgee dat alles maar reg is nie. Jou pyn probeer wegsteek en maak of dit nie bestaan nie. Want jy is bang die Here gaan kwaad word vir jou daaroor nie. Kom ons kyk na die boek Klaagliedere. Dit is 'n boek wat in die Bybel geskryf is en wat handel oor pyn, oor hartseer en oor verlies. Ons kry vir Jeremia waar hy hierdie boek skryf, die groot profeet. Ja, hy het gesien hoe Jerusalem verwoes word. Hy en sy volk
se trane gesien toe hulle weggevoer word na 'n ander land. En hier is hy eerlik voor God. Klaagliedere is net wat dit sê. Hy kla. Hy's hartseer, hy's ongelukkig. En hy gee uiting in al hierdie gevoele. In Klaagliedere 3 vers 1 af lees ons, ek is die man wat die ellende gesien het deur die roede van die Here se toorn. Hy het my in duisternis laat loop sonder lig, net teen my gedraai. Hy het sy hand die hele dag langer. Jeremia was nie bang om te sê hoe hy voel nie. Hy het nie 'n mooi gesiggie opgesit en gemaak of alles maar reg is nie. Hy het vir God gesê, Here, ek kry swaar. Ek sien nie meer die lig nie. Ek voel vir my of hy teen my gedraai het. En dis belangrik. Baie van ons dink dat ons nie vir God kan sê dat ons sukkel nie. Ons dink ons moet mos maar net altyd sterk wees. Ons dink ons moet altyd net dankie sê en altyd net glimlag. Maar dis nie wat die Bybel ons ooit leer nie. Ons kan kyk na Dawid. Toe hy geskryf het, hoe lank nog, Here? Sal U vir my ewig vergeet? Hoe lank sal U gesig vir my wegdraai? Psalm 13 vers 2. Ons kan kyk hoe Job gereageer het. Toe hy gesê het, ek het geen vrede, geen rus en geen kalmte meer nie. Net ellende kom oor my. In Job 3 vers 26. Ons kan self kyk na Jesus toe hy in die tuin van Getsemane gesê het, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Die Here wil hê ons moet met hom praat oor wat aangaan en oor hoe ons voel. Hy hoor. Wat leer dit vir ons? Dit leer ons om te sê dat dit oukei is. Dat wanneer ons sukkel om dit te erken. Dat dit oukei is om partymal hartseer te wees. En om vir die Here te sê, ek verstaan dit nie. Ek weet nie hoekom dit gebeur nie. Een skrywer het eendag geskryf, hoop is nie 'n versekering dat die storms oor sal waai nie, maar as jy weet dat hulle wel sal bedaar. Maar voordat 'n storm bedaar, moet ons eers erken daar is 'n storm. Moenie jou pyn wegsteek nie, jou trane nie. Bring dit na die Here toe. Hy kan dit hanteer. Hy wil dit vir jou hanteer. Hy wil jou help en bystaan. In Psalm 34 vers 18 staan dat die Here is naby die wat gebroke van hart is en hy verlos die wat verslaaf in gees is. God draai nie sy rug op ons as ons in pyn en moeilike tye is nie. Dis dan wanneer hy naby is. As jy gebroke voel. Hy is daar as jy verslaaf voel. Voel of jy plat geslaan is teen die aarde. Maar jy moet eerlik met hom wees. Jy moet dit vir hom sê. Jy moet dit met hom deel. En die tweede ding wat ons moet doen is onthou wat God dan ook al reeds vir jou gedoen het. As ons nie wil moed verloor nie, moet ons ook onthou. Onthou die moeilike dele van ons lewe wat ons deurgegaan het. Alles wat al reeds oor jou pad gekom het. Hoe jy ook al in jou verlede soms gedink het, daar sal nie 'n uitkoms wees nie. Hier weet ek nie hoe gaan ons daar deurkom nie. Dink aan daai swaar tye. En onthou dan hoe die Here nog steeds elke keer getrou was. Kyk weer na Jeremia en Klaagliedere. Vir die hele boek wat hy geskryf het hier. Kom ons by 21 hoofstukke wat net gaan oor hoe swaar dit is en hoe sleg dit gaan en hoe negatief hy voel. Maar dan kom ons hier in vers 21 en dan skryf hy dit. Maar dit wil ek ter harte neem en daarom sal ek hoop. Wat is dit wat hy ter harte neem? Hy het God se trou onthou. Hy het onthou dat God se liefde nooit opgehou het nie. Hy het onthou dat God se ontferm elke oggend vir hulle nuut was.
En hoekom is dit belangrik? Omdat ons in swaar tye so maklik hierdie goed wil vergeet. Ons vergeet al die kere wat God vir ons aldeur gedra het. Ons staar ons so vas teen alles wat nou aangaan en ons vergeet al die gebede wat hy alreeds in ons lewe beantwoord het. Ons vergeet die wonderwerke wat hy al gedoen het in ons lewe op vorige kere wat ons ook gedink het, daar is nie 'n uitkoms nie, maar hier is ons omdat hy getrou was. Ons sien baie keer net donkerte voor ons, ons vergeet van al die lig wat agter ons lê. In Deuteronomium 7 vers 9 staan daar dan: Jy moet weet dat die Here jou God, hy is God, die getroue God, wat die verbond en die liefde wat hy beloof het, nakom vir 1000 geslagte. God is 'n getroue God. Hy wat jou gister deurgedra het, sal jou vandag ook deurdra. Hy wat jou verlede maand gehelp het, sal hierdie maand weer help. Hy wat jou verlede jaar deur daai storms gedra het, gaan hierdie jaar ook vir jou daar wees. Ja, soos ons ook weer na die skrywers kyk, het een geskryf: om te hoop is om te kies om God se beloftes te onthou, eerder as om ons vrese te onthou. Ek wil jou vandag vra, kan jy terugkyk in jou lewe en sien hoe God jou alreeds so baie keer gehelp het? Kan jy onthou van 'n tyd toe jy gedink het dat dit nie sou gebeur nie, en toe het God jou weer daardeur ook gedra? Skryf dit dalk neer. Maak 'n lys van God se goedheid in jou lewe, van daai kere wat jy nie die lig gesien het nie, maar jy wel daardeur gekom het. En kan jy dan terugkyk op jou lyse in die moeilike tye en sê, God het my toegehelp, hy sal nou ook. In 1 Samuel 7 vers 12 lees ons dat Samuel 'n klip opgerig het. En hy het dit genoem Ebenezer, wat beteken klip van hulp. En toe het hy gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Kyk na hierdie klip en onthou die feit, tot en met nou toe het die Here ons gehelp. Hoekom dink jy dan sal hy nou ophou? Dit is wat ek en jy moet doen. Dalk moet ons ook vir ons 'n klip oprig. 'n Klip van hulp, om ons te herinner aan alles wat klaar gebeur het. Alles wat God vir my al gedoen het. En gebruik dan hierdie herinneringe om jou hoop te laat herleef. Dan kom ons by die derde punt. Vertrou op God se belofte, nie op gevoelens nie. Ja, dit is so maklik om hoop te verloor. Baie maklik. So maklik om te vertrou. Nee, dit is nie so maklik nie. Ons kan baie makliker moedeloos voel as wat ons net kan vertrou. Want ons gaan so baie keer op ons gevoelens. En as dit vir ons voel, dis te erg, dan wil ons dit glo. Weet jy wat die werklikheid is? Gevoelens kan verskriklik baie jok. Hulle vertel vir jou baie leuns. Want as dit gaan oor hoe ek voel, kan ek maklik hopeloos wees. Kan dit baie maklik vir my beteken, ek sien nie die hoop nie, want ek voel nie die hoop nie. Ek voel so alleen. Maar dit beteken eintlik glad nie dat God my verlaat het nie. Jy voel soms of God nie omgee vir jou nie meer raak sien nie. Maar die realiteit is, hy was nog altyd by jou en hy het jou nog nooit alleen gelos. Gevoelens kom en gaan. Gevoelens hang af van die omstandighede waarin ek my bevind baie keer. Hulle is soos die weer, party dae is dit goed en party dae is dit maar reënerig. Maar God se beloftes is iets wat vas staan. Hulle verander nie. Hulle is seker, hulle is betroubaar. In Hebreërs 10 vers 23 staan daar, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou,
Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. God is getrou. Selfs as jy nie getrou is nie, selfs as jy begin twyfel, selfs as dit vir jou voel of jy nie meer kan aangaan nie, bly God getrou. In 2 Timoteus 2 vers 13 staan daar, as ons ontrou is, bly hy getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God verander nie. Hy het beloof, hy sal by jou wees en hy sal. Dit is die grond waarop ons hoop gefestig is. Nie op die gevoelens wat ons het nie, nie op my omstandighede nie, nie ons krag nie, maar op God se getrouheid. Een skrywer het dan ook gesê, hoop in die krag wat jou laat aangaan wanneer jou krag self voel of dit op is. Waar kom daai krag vandaan? Uit God se beloftes. Kom ons kyk net na 'n paar van die Here se beloftes. In Deuteronomium 31 vers 8, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie, ek sal jou nooit alleen los nie. Matteus 6 vers 31 en 32, moenie bekommerd wees nie. Julle Vader weet wat julle nodig het. Hy beloof ook dat hy alle dinge ten goeie sal laat meewerk vir ons in Romeine 8:28. Ons weet dat alles meewerk tot die beste vir die wat God liefhet. Hy het beloof hy sal vir ons 'n toekoms gee. Jeremia 29:11. Ek weet wat ek vir julle beplan, 'n toekoms en hoop. Hoe pragtig is dit nie? Wanneer jy nie meer hoop voel nie, hou vas aan hierdie belofte van die Here. Ek weet wat ek vir julle beplan, 'n toekoms en hoop. Sê dit hardop. Lees dit oor en oor en oor. Skryf dit iewers neer, plak dit al teen jou spieël dat jy dit elke dag raak sien. Laat jou hart dit oor en oor herhaal, totdat jou gevoelens begin verander. Die vraag is, gaan jy jou gevoelens glo of gaan jy God se woord glo? Gaan jy jou omstandighede glo of gaan jy God se beloftes glo? Geliefdes, ek weet dit is nie maklik nie. Die lewe is soms vol van die uitdagings. Ek weet daar's mense wat vandag net so moeg voel ook. Mense wat hier is en dalk voel hulle kan nie meer aangaan nie. Ek weet daar's mense hier wat wonder of God ons nog raak sien. Mag my gebede hoor en vir my omgee. Ons almal gaan deur sulke tye. Maar ek wil vandag vir elke een van julle sê, hou vas. Hou vas aan God en aan sy beloftes vir jou. Hou vas aan sy getrouheid. Kyk na die storie van 2 manne wat saam deur 'n woestyn gereis het. Hulle het bietjie kos en water by hulle gehad, maar dit was maar baie min. Die een ou het begin erg kla en gesê, hier gaan ons definitief doodgaan. Daar's geen hoop nie. Die ander man het vir hom gekyk en gesê, ons gaan beslis nie hier doodgaan nie. Ons gaan hier deurkom. Hoe weet jy? Vra die eerste ou vir hom. Ek het die kaart by my, ek kan sien waar ons op pad is. Sien jy? Een ou het gegaan op sy gevoel. Op die negatiewe, op die swaar en die moeilike wat voor hom is. En hy het hoop verloor. Die ander een het gekyk na die kaart en gesien, hulle is nie meer ver nie. Daarom kon hy hoop hou. So is die Bybel ook vir ons 'n kaart. God se belofte is vir ons die kaart. So as daarna kyk, sal ons weet dat ons nie verlore is nie. Ons sal sien dat hy saam met ons is en nog vir ons die pad aanwys. Ons sal weet dat God maak ook 'n pad in die woestyn, waar geen pad is nie. Gaan ons dan weer na Klaagliedere 3 vers 22 tot 24. Dan is hierdie beloftes vir ons eintlik so kragtig. Die liefde van die Here hou nooit op nie. Is
Is dit nie waar nie? Sy ontferming, sy sorg, kom nooit tot 'n einde nie. Elke oggend is dit vir ons nuut. Die Here se trou is so groot. Die Here is my deel, hy sorg vir my. Sê vir my siel, daarom sal ek op hom bly hoop. Elke oggend is daar 'n nuwe ontferming van die Here. Elke oggend is sy genade vir my nuut en is daar nuwe hoop. Nie omdat my omstandighede verander nie, maar omdat God se getroue sorg en liefde nooit verander nie. Sy belofte staan. Mag jy en ek vandag weet, die storms is groot, maar God is groter. Die nag voel vir ons partymal so lank, maar die môre kom. Pyn is 'n werklikheid, maar genesing is op pad. Want weet jy wat? Die beste lê nog voor. Want dis God se belofte vir ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons God, ons Vader, ons kom na U toe met ons moegheid en ons pyn. U weet hoe swaar dit vir ons soms is. U sien elke een van ons trane. U hoor my gebed. Vandag bid ek vir elke een wat ook voel of hulle soms nie meer kan aangaan nie. Gee vir hulle die krag om aan te hou. Gee vir hulle die moed om te bly hoop. Gee vir hulle die vrede om te weet dat U in beheer is. Help ons om eerlik te wees oor die tye wanneer ons swaarheid en pyn ervaar. Help ons om te onthou wat U al reeds vir ons gedoen het. Help ons om vas te hou aan U belofte, selfs as ons gevoelens soms swaar is. Ons vertrou U, Here. Ons vertrou dat U getrou is. Ons vertrou dat U saam met ons sal wees en ons sal deurdra. Hierdie bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.